Jy al soms iets in die woord raak gelees. Ek onthou toe ek gestudeer het ek baie keer, dan lees ek deur my handboeke en ek lees deur die studiemateriaal en dan so 7 bladsye in, kom ek agter, ek het nie 'n idee wat ek nou gelees het nie. Ek kan nie 'n woord herhaal of onthou wat ek nou gelees het nie. Ek weet nie wat aangaan nie. En sommige keer sal jy iets lees en jy sal amper uit gewoonte uit net lees. En dan lees jy iets raak en die Here laat dit vassteek in jou hart. En jy besef, jy verstaan dit nie heeltemal nie, maar die oomblik wat jy dit verstaan, die oomblik wat jy verstaan wat die teks probeer sê, gaan jou lewe verander. Ek wil vir julle sê, ek het meeste van hierdie week spandeer en 'n preek voorberei. En Saterdag aand, toe gee die Here vir my so 'n teksvers, wat ek besef, Here, ek verstaan nie lekker wat U probeer sê in die Here, maar ek weet U probeer iets hierdeur kommunikeer. Sien vir baie lank, regtig baie lank in my lewe, ek wil vir julle sê, so lank, soos tot en met Saterdag aand toe, was ek op soek na die oplossing vir 'n probleem hier binne in my. En ek is seker of van julle kan relate met wat ek sê. Ek sit met hierdie gevoel binne in my dat ek het nog nie die antwoord vir op die lewe nie. Ek is nog nie by die punt waar ek voel ek op my mees effektiefste werk nie. Ek is nog nie op die punt waar ek voel die Here my werklik kan gebruik nie. Dit voel die heeltyd asof ek iets kort kom. Asof ek die heeltyd kort is aan iets. En ek weet dis vir julle dalk moeilik om te glo, maar ek is nie perfek nie. Ek het ook party dae wat ek by die huis kom en dan voel ek dit is vir die katte en die honde se veiligheid om net uit my pad uit te bly. Ek het ook sulke dae. En dan wanneer 'n ou weer tot rus te kom en bedaar, dan voel jy, wat kort ek nog? Wat is dit wat ek kort skiet? Wat is dit wat ek kort kom? Wat is dit wat die Engels het 'n baie mooi woord. Wat is dit wat missing is? Wat weg is? Wat ek nie kry nie? Wat kort ek nog? Sien, en dis gewoonlik die vraag. Dis die vraag wat maak dat ons baie geld spandeer. Baie geld. Want dan begin ons boeke koop. En ons begin kursusse koop. En ons begin betaal om na seminare te gaan luister. En ons koop boeke soos The 7 Habits of Highly Effective People. Want ek voel, net dalk, is die antwoord vir my vraag, net dalk, is die sleutel vir my lewe in hierdie boek. En ons koop boeke soos The 12 Rules of Life. En ons koop nog 'n Jordan Peterson boek. En ons koop nog iets. En ons koop nog 'n Angus Buchan boek. En ons koop nog 'n Joyce Meyer boek. En ons koop al hierdie boeke. Want dalk het die Here vir hulle iets geopenbaar wat ek nodig het in my lewe. En as ek dit net kan lees, as ek dit net kan raak lees, dan gaan my lewe verander. Dan gaan ek suksesvol wees. Dan gaan ek gelukkig wees. Dan gaan ek alles uitgefigure hê. Ons koop boeke soos Think and Grow Rich. Hoe maak ek geld? God's Kingdom and Finances. Ons koop boeke soos Feel Good, Look Good. Ek wil nie vanoggend boek lees afskiet nie. Hou aan lees. Hou aan om jouself te verryk. Maar moet nie dink dat die antwoord vir wat jy soek in die boek gaan wees nie. Moenie daai fout maak nie. Moenie dink dat iemand anderste se openbaring, iemand anderste se ontmoeting met God is genoeg vir my ook nie.
Weet julle wat is dit? Dis 'n tweedehandse belewenis. Dis 'n tweedehandse ervaring. En ek dien nie 'n God wat vir my tweedehandse goed wil gee nie. Ek het reg in die begin, ek dink dit was my tweede preek in die gemeente. As oom Henkie was, sou ek hom nou uitgepoint het, want hy herinner my aan my preek menigte kere. Ek het hier gestaan en ek het gesê, ek is nie die persoon wat jou kos moet kou en dan vir jou soos 'n mamma voeltjie in jou mondjie insit en dan sluk jy dit nie. Dis tweedehandse kos. Jy moet eerstehandse voedsel kry. Jy moet self by God gaan hoor. Jy moet self vir jou situasie kan bid. Ja, ek is hier om te help en die leierskap van die kerk is hier om te help en ons is hier om rigting te gee, maar ons is nie die antwoord nie. Ons is nie dit wat jy nodig het nie. Maar die woord van God is getrou en so interessant. Ek wil vir julle lees 2 Petrus 1 vers 3. Sy goddelike krag het ons immers reeds alles gegee wat ons nodig het vir 'n godsvreesende lewe, deur die kennis van hom wat ons deur sy majesteit en goddelike krag geroep het. Ek hoop regtig dat julle volg my. Sien julle waantoe die Here op pad is? Sien julle die interessante gedeelte in hierdie teksgedeelte? Paulus sê nie dat alles wat ons nodig het vir 'n godsvreesende lewe sal vir ons gegee word nie. Hy sê nie vir ons dat soos wat jy dit nodig het, sal God dit vir jou gee wanneer dit nodig is nie. Nee, hy sê hy het alles alreeds vir jou gegee om 'n godsvreesende lewe te lei. Alles wat jy nodig het. Sien, ek en jy soek die geheime kode. Ken julle daai fietsslotte wat werk met die wielietjies wat jy so draai tot jy by 000 uitkom en dan sluit hy oop? Ons is almal op soek na daai kode vir hierdie slot. Want as ek die kode ingesit het, dan gaan die lewe vir my oopmaak. En wat Paulus kom sê is daai kode is alreeds binne in jou. Jy hoef nie uit te gaan en dit iewers te gaan soek nie. Jy hoef nie geld op 'n boek te spandeer nie. Jy hoef nie geld op 'n seminar te spandeer nie. Jy hoef nie ure en ure en ure op YouTube te spandeer om prediker na prediker te kyk om te hoop dalk hoor ek by een van hulle die antwoord nie. Nee, jy hoef nie. Want hy het dit alreeds binne in jou gesit. Die Engels sê dit so bietjie mooier vir my. Hy sê, His divine power has given us everything we need for a godly life. Wanneer 'n baba gebore word, ek het nou nie eerstehandse ondervinding daarin nie, en ek glo ook nie ek sal ooit hê nie. Maar 'n baba word nie gebore en dan saam met dit kom die opdrag vir hom om die res van sy ledemate, sy ore en sy neus en sy bene en sy voete en sy tone te gaan soek nie. Dis mos nou nie hoe dit werk nie. Hy word gebore met alles wat hy nodig het. Wat is sy enigste opdrag dan? Groei. Word net groter. Dis al wat 'n baba hoef te doen, is te eet en te drink en groot te word. So wat is my en jou doel? Wat is my en jou doel? Eet, drink en word groter. Ons as kinders moet presies dieselfde doen, ons as kinders van God.
Ons dink dit is om ons werk, om alles wat ons kort kom, alles wat nog fout is in my lewe, moet ek gaan soek. Ek moet uitgaan en ek moet gaan pastore luister en ek moet gaan boeke lees en ek moet gaan soek waar ek soek nog my regterknie, ek soek nog my linkeroor. Waar kry ek al hierdie goed? Ek soek nog die antwoord oor hoe om geld te maak. Ek soek nog die antwoord oor hoe om genoeg geld te maak sodat ek kan begin tiende betaal. Ek soek nog wat my geestelike gawe is. Ek soek nog. Ons lees boeke soos die 5 liefdestale. Want dalk as ek dit ontdek, dan kan ek my vrou werklik lief hê. Ons lees boeke oor die gawes van die Gees, want dalk sê daai boek vir my presies wat dit is wat ek nodig het. Ons doen aanlyn toetse om te identifiseer wat is die gawes binne in my. Ons soek die antwoord daar buite en God sê ek het dit alreeds vir jou gegee. Alles wat jy nodig het om 'n godsvreesende lewe te leef. Alles. Ek gaan julle kort herinner daaraan. Ek is nie besig om te sê moet nooit weer in jou lewe 'n boek lees nie. Dis nie wat ek sê nie. Al wat ek sê is daar's 'n ander plek om die antwoord te gaan soek. Sien, want die probleem met hierdie soek aan die buitekant is dis frustrerend. Dis frustrerend want ek kry nie die antwoord nie. Ek lees 'n boek en ek dink, great, nou het ek die antwoord. Ek dink, great, Amir het vir my gesê, ek moet net dit en dit en dit doen. Ek hou van Amir, regtig, ek lees ook sy boeke. Maar hy gaan nie vir my die antwoord gee nie. En dis frustrerend, want ek dink, ek kry die antwoord, en vir 2-3 weke van my lewe voel ek het dit, ek het dit uitgefigure. Totdat die lewe weer vir my so lekker curveball gooi. En ek besef, Joyce Meyer het nie van hierdie in haar boek gepraat nie. Nou weet ek nie. Dis frustrerend om daar buite te soek. Hier's een bietjie nader aan die huis. Dis duur. Dit kos baie geld om daar buite te gaan soek vir die antwoord. Hierdie is my persoonlike beskeie opinie. Geld het ons lui gemaak. Geld het gemaak dat dit is vir my maklik om net te betaal vir die antwoord. Vandag voel ek nou nie lekker nie. Ek sukkel om my gedagtes te verander. Ek sukkel en dan gaan koop ek 'n boek Positive Thinking. My budget werk nie uit nie, maand na maand, dan gaan soek ek How to Get Rich Quickly. En ek betaal vir 'n kursus. Geld het ons lui gemaak. In plaas daarvan om na jou binnekamer toe te gaan, die deur toe te trek en te sê, Here, U het die antwoord binne in my gesit. Here, ek soek dat U dit aan my openbaar, dit wat U klaar binne in my gesit het. Dit kos geld. Dit maak jou moeg en moedeloos. Ek is so dankbaar teenoor die Here. Ek is dankbaar dat hy my op 29 hierdie les kom leer het. En hiermee wil ek nie diskrimineer nie. Ek wil niemand anders te sleg praat of afbreek nie. Maar dit maak 'n mens moedeloos en ek sien dit in ander mense en ek besef dit nou. Daar's mense wat 20, 30, 40, 50 jaar soek na die antwoord. Wat 60 jaar soek na dalk is daar iets in 'n boek wat gaan maak dat ek voel my lewe het 'n doel. Wanneer God sê ek het dit reeds binne in jou gesit. Dit maak jou moedeloos, want voordat jy jou oë uitvee, voordat jy heeltemal wakker skrik, is 20, 30, 40, 50 jaar verby en ek het nog steeds nie die antwoord nie. Voordat ek my oë uitvee, het ek 10, 20, 30, 40, 50.000 rand spandeer en ek het nog steeds nie die antwoord nie.
Voordat ek my oë uitvee, het ek my familie, vriende, kollegas, almal weggestoot. En ek het nog steeds nie die antwoord nie. Want ek dink die antwoord is iewers anderste. Sien, ons soek die antwoord op soveel plekke en Petrus sê, al wat jy moet soek, het God alreeds binne in jou gesit. So hoe doen ek dit dan? Hoe groei ek dan geestelik? As die antwoord nie in 'n wat is die ou Stephen Furtick boek is nie. As die antwoord nie in 'n Billy Graham boek is nie. As ek nie gaan lees hoe om te groei in 'n Joyce Meyer boek nie. Hoe gaan ek dan weet om te groei? Hoe gaan ek dan weet wat om te soek? Waar kry ek dit dan? Dank die Here vir die woord van God, want lees net 'n klein bietjie verder. Nog steeds 2 Petrus 1 vers 3. Hoe groei ons? Deur die kennis van hom wat ons deur sy majesteit en goddelike krag geroep het. Hoe vind ek uit wat dit binne in my is, wat God al reeds vir my gegee het? Hoe ontdek ek dit? Hoe kom ek by daai punt uit waar ek voel, ek het die antwoord gekry, ek weet wat om te doen? Hoe kom ek daar uit? Ek groei in my kennis van Jesus Christus. Ek groei in my verhouding met hom. Ek groei in die tyd wat ek saam met hom spandeer. Dit is hoe ek by die antwoord uitkom. Deur die kennis van hom. Want sien, hoe meer ek hom ken, hoe meer dra ek kennis oor hom. En hoe meer ek kennis oor hom het, hoe meer weet ek hoe om daai kennis toe te pas. Julle al gesien hierdie bandjies wat die jong mense mee rondloop? What would Jesus do? WWJD. Ek moes daai nou eers mooi uitplaas in my kop. Ek wens ons wil dit begin ernstig opvat. Ek hoop dat iemand se oë iewers te eendag oopgaan en ernstig die vraag begin vra, maar wat sou Jesus doen? Die probleem is net, ons wil graag die vraag vra, what would Jesus do? Man, en wag net tot iemand jou konfronteer met 'n probleem waarvoor jy nie 'n antwoord het nie. Dan is jou eerste respons, maar wat sou Jesus doen? Dit is maar amper so om die bal vir hulle terug te gee en te sê, ek weet nie, figure jy dit uit. Ons gebruik daai, maar wat sou Jesus doen? Amper 'n skerm om agterweg te kruip. Want die vraag wat ek jou dan sal wil vra is ken jy Jesus goed genoeg om te weet wat hy sou doen? Want hoe meer ek moeite insit om hom te ken, hoe meer groei ek in my kennis oor hom. En hoe meer ek groei in my kennis oor hom, hoe meer weet ek wat hy sou doen. Wat sou hy doen in die situasie? Sien, en hoe meer ek weet hoe om dit toe te pas, hoe meer gaan ek 'n goddelike lewe leef. En hoe meer ek 'n goddelike lewe leef, dis die wonderlike ding. Hoe meer gaan ek geestelik groei. Dit alles begin by ken Jesus Christus. Leer hom ken. Ons het agt preke gehad oor ek is, oor wie is Jesus. En die Here kom wys vir my, nie afbreekend nie sleg nie, maar ek kon hier op my hande staan en dit vir julle in vingertaal uitspel met my tone. As julle nie self Jesus Christus gaan leer ken nie, sou al daai preke minder as niks beteken nie.
Want dit moet 'n honger by jou kweek. Ek kan hier staan en ek kan preek totdat ek blou is. Ek kan ook vir julle 'n boek skryf as julle wil. Dit gaan nie help nie, want jy moet Jesus Christus soek. Jy moet groei in jou kennis van hom. Jy moet leer hoe om dit toe te pas. Jy moet 'n geestelike lewe begin leef sodat jy geestelik kan groei. Daar's soveel mense wat beweeg van kerk tot kerk tot kerk tot kerk en dan is hulle by 'n selgroep en dan is hulle by 'n kursus, dan skakel hulle in by hierdie damesgroep en dan is hulle by hierdie biduur. Want ons verwagting is dat my antwoord is daar buite. My antwoord gaan by iemand wees wat by 'n selgroep iets sê. Nee. Jou antwoord is in jou binnekamer wanneer jy God leer ken. Ons dink ons antwoorde is in die volgende boek. Nee, jou antwoorde is in jou binnekamer want God het dit alreeds vir jou gegee. Hoor wat sê Johannes 17 vers 3. Hy sê en dit is die ewige lewe. Kom ons stop net gou-gou vir 'n oomblik daar. Ons as mens se grootste soeking en ek is welkom. Jy kan na die tyd met my kom stry en sê pastoor, dit is nie so nie en ek gaan vir jou my beste gee om vir jou te bewys dit is so. Ons as mense se grootste soeke is na 'n betekenisvolle lewe. My lewe moet tog net 'n doel hê. My lewe moet tog net sin maak. En ons soek dit op soveel verskillende maniere, want as my finansies uitgesort is, dan gaan my lewe reg wees. As my gewoontes uitgesort is, gaan my lewe reg wees. As my gedagtes uitgesort is, gaan my lewe reg wees. Ons wil graag 'n goeie en effektiewe lewe leef. Dis hoekom ons doen wat ons doen. Dis hoekom ek elke oggend opstaan en gaan werk, sodat ek my salaris kan kry, sodat ek 'n leefstyl kan handhaaf waarin ek gewoond is. Dis want ek wil 'n goeie lewe hê. Nou ek wil vanoggend vir julle sê, daar's geen beter lewe as die ewige lewe. Is ek reg? Hierdie lewe is maar tydelik, kort, soos 'n oogwink verby. Jy moet seker maak jy kry die ewige lewe. En hier sê Johannes vir ons, hy sê, en dit is die ewige lewe, dubbelpunt. So wat nou na dit kom, gaan hy sê, dit is die ewige lewe, dit is die definisie. Hy sê, dat hulle u ken. En ook hom wat u gestuur het, Jesus Christus. Hierdie is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enigste ware God, en ook hom wat u gestuur het, Jesus Christus. Waar ontdek jy lewe, die werklike lewe, die ewige lewe, die enigste lewe wat saak maak? Waar kry jy dit? Deur hom te ken. Weet wie hy is. Leer hom ken. Bou 'n verhouding met hom. Jy gaan nie die Here beter leer ken deur my nie. Jy gaan nie die Here beter leer ken deur die persoon wat langs jou sit nie. Ek gaan vir jou iets gee om oor te dink. Ek gaan vir jou iets gee om oor navorsing te doen. Ek gaan dalk hier en daar 'n hartsnaar aanraak, maar ek gaan nie jou verhouding met Jesus Christus verbeter nie. Net jy kan. En jy doen dit deur hom te ken. Daar's 'n Engelse gesegde wat sê, to know him and to let him be known. Dis waarvoor ons moet leef, is om hom te ken en om hom bekend te maak. Is om hom te ken en om ander mense te kry om hom te leer ken.
Nie om hom namens hulle te ken nie. Dis nie my werk, is ook nie joune nie. Ewige lewe is in die kennis van God. En ewige lewe is in die kennis van die een wat hy gestuur het, Jesus Christus. Jeremia 9 vers 23 sê, so sê die Here, 'n wyse moet hom nie op sy wysheid beroem nie. 'n magtige moet hom nie op sy krag beroem nie. 'n ryke moet hom nie op sy rykdom beroem nie. Moet in niks roem nie. Ons roem in soveel goed wat dit van buite af laat lyk dat dit goed gaan. Ons roem in soveel goed wat vir ander mense wys dat hey, my lewe is eintlik oukei. Maar dis maar wat is 'n smoke mirror in dit is maar 'n verskynsel. 'n Rookskerm, dit is iets om agter weg te kruip. Die probleem is nie as ons dink aan roem, dan dink ons ek loop en vertel vir ander mense al die goeie goed wat ek het. Is nie noodwendig dit nie. Soms het roem niks eens met woorde te doen nie. Soms het roem niks eens met wat ek sê nie. En ek gaan vir julle 'n paar voorbeelde gee. Ons koop nuwe bakkies sodat ons kan goed voel oor wat ek ry. Dis roem. Ons koop 'n groter huis want dalk is dit die antwoord. Meer spasie. Mooi geverfde mure. Ons soek 'n groter salaris want dan gaan my situasies beter uitdraai. Ons jaag 'n Kaapse vakansie na. Ek skryf net goed neer wat die Here vir my sê. Ek wil op niemand se troon trap nie. Ek jaag 'n Kaapse vakansie na, want dan sal ek uitgerus voel en dan sal die mense dalk kan sien dat dit met my goed gaan. Ek was mos in die Kaap. Alles is lekker in die Kaap. Ons doen kursusse want dalk gaan ek dan weet. En ek gaan kan roem want ek het die kursus gedoen en ek het nou die antwoord. Ons lees al die boeke om te hoop dat ons die antwoord daar kry. Volgende ene gaan ek maar net vir die preekstoel kyk. Ek beloof ek gaan nie opkyk nie. Ons gym oefen en crossfit met die hoop dat dit ons dalk gaan help. Ek het spesifiek hierdie kant van die kerk gekies. Ek sê nie dis verkeerd nie. Ek sê nie dis nie die antwoord nie. Dis nie die plek waar jy die antwoord gaan kry nie. Dit is nie enige iets om oor te roem nie. As ek ooit eendag die liggaam het waaroor ek droom en ek het ooit eendag die liggaam waaroor my vrou dalk droom, dit gaan nie die antwoord wees nie. Dit gaan nie iets wees waaroor ek kan roem nie. Hoor wat sê Jeremia verder. Vers 24 sê, slegs hierop moet die een wat wil roem, homself beroem. Dat hy insig het en my ken. Toe ek hier kom in die woord van God, toe besef ek, ons sit die pot mis. Ons sit die pot heeltemal mis. Hoekom sal God oor en oor in sy woord sê, julle moet my ken, julle moet my leer ken, die ewige lewe is in wanneer julle my ken, leer my ken, leer my ken, leer my ken. Hoekom sal hy dit oor en oor en oor sê? Want hy weet, die lewe gaan maak dat jy dit wil mis. Ons dink die vyand hou ons besig. Ons dink die vyand hou ons besig met drink, rook en rock and roll. Nee, jy hou jouself besig met daai goed. Die vyand hou jou besig met hierdie, wat het ons nou gesê is dit, hierdie rookskerms.
Die vyand hou jou besig met iets wat jy dink goed is. Dit lyk so verskriklik heilig. Die Here sê, leer my ken. Al is dit al wat jy doen vir die volgende 17 jaar van jou lewe, leer my ken. Al is dit al boek wat jy lees is die woord van God vir die res van jou lewe, leer hom ken. Al is dit al wat jy luister is die audio Bybel, leer hom ken. Vers 24 sê verder, naamlik dat ek die Here is, wat troue liefde, reg en geregtigheid handhaaf op die aarde, want daarin vind ek vreugde. Dit is die uitspraak van die Here. So hy sê nie net, leer my ken nie, maar wees spesifiek. Leer hom ken op al die vlakke. Leer hom ken in sy troue liefde, leer hom ken in sy reg, leer hom ken in sy geregtigheid. Die Engels verduidelik dit so bietjie meer verstaanbaar vir my, vir julle mag dit dalk anders te wees. Dit sê, but let no one who boast, let the one who boast about this, that they have the understanding to know me, that I am the Lord, who exercises kindness, justice, and righteousness on the earth, for it is these I delight, declares the Lord. Leer al die aspekte van hom ken. Die fout wat ons maak, die probleem wat ons raakloop ook, is ek wil soveel te doen hê met die liefde van Jesus. Die liefde van Jesus is wonderbaar. Is dit reg? Is dit hoe die liedjie gaan? Liefde van Jesus is wonderbaar. Ja. Ons wil alles weet van die liefde van Jesus. En 'n klous tweede, ek wil die genade van Jesus is so wonderlik. En dit is great. Dink oor sy liefde, dink oor sy genade, dag in en dag uit. Maar weet jy wat? Dink oor sy reg ook. Dink oor die moeilike goed wat hy ook van jou vra. Dink oor sy geregtigheid. Dink oor die feit dat hy wil hê jy heiligmaking moet toepas. Ons ken daai woord, maar ons hou regtig nie baie van hom nie. Heiligmaking. Want dit vereis 'n bietjie effort, 'n bietjie elbow grease. Skielik nou moet ek moeite insit. Skielik raak dit nou nie meer vir my maklik nie. Ken hom in alles. Ken hom in sy troue liefde, sy reg en sy geregtigheid. So waarop kan jy roem en trots wees? Oor jou kennis en insig van God. Hier is 'n voorbeeld en ek mag dalk nou bietjie op tone trap. En as ek jammer was, het ek so gesê. As ek vir jou moet vra wat in jou lewe aangaan. As ek jou moet vra waarmee hou jy jouself besig? Of wat is jou hooffokus van jou lewe op hierdie oomblik? En jy vertel vir my oor hoe jy besig is by die werk en die nuwe bakkie wat jy graag wil hê en die bank wat vol moeilikheid is. Dan is daar iets om aan te werk. As jou antwoord enigiets anderste as God praat met my oor sy liefde. As ek vir jou vra, wat gaan aan in jou lewe? En jy sê vir my, die Here is besig om met my te praat oor die gawes van die Gees, dan gaan ek saam met jou opgewonde raak. Want dit is waarmee jy heel eerste moet besig wees. Dit is wat op die punt van jou mond moet wees. Wanneer iemand vir jou vra, wat gaan aan in jou lewe, moet jy sê, die Here is besig om met my te werk. Hy is besig om met my te praat. Hy praat met my oor geregtigheid. Hy praat met my oor sy liefde. Hy praat met my oor sy reg.
Die ander goed wat in jou lewe gebeur, is 'n bysaak. Want so gebruik jy elke oomblik om sy goeie nuus te deel. Dink gou vir my hier aan. En jy hoef nie te antwoord nie. As jy regtig wil antwoord, kan jy. Dit sal great wees as jy kan antwoord. As ek vanoggend die mikrofoon moes omstuur, en ek sou vir julle vra individueel, wat het jy onlangs in jou stilte tyd geleer? Gaan jy iets sê om te sê? Gaan jy kan sê, ja, die Here is besig met my. Ek het in Efesiërs gelees oor die gawes. Gaan jy kan sê, ja, ek het in Romeine gelees oor heiligmaking. Ja, die Here is besig met my in Johannes oor wie Jesus Christus is. Ja, ek is besig om te lees in Openbaring oor die planne wat God vir ons het. Gaan jy 'n antwoord hê as ek vir jou moet vra, waarmee is God met jou besig? Jy hoef nie te antwoord nie. Maar as jy vanoggend hier sit, en jy dink, nee, ek gaan my daai mikrofoon aanpas. Skiep my. Dan is daar iets om aan te werk. Dan is daar iets wat ons aan kan werk. Ek wil weer vir ons 2 Petrus 1 vers 3 lees. En hopelik as ons hierdie vers lees, beteken hy nou iets anderste. Sy goddelike krag het ons immers reeds alles gegee wat ons nodig het vir 'n godsvreesende lewe. Deur die kennis van hom wat ons deur sy majesteit en goddelike krag geroep het. God het jou al reeds alles gegee vir 'n goddelike lewe. Hy het jou al reeds alles gegee wat jy nodig het. Elke antwoord wat jy soek is binne in jou. Romeine sê, ek het die wette op die kliptafels van hulle harte geskryf. God het alles wat jy nodig het al reeds op jou hart geskryf. Jy het alles wat jy nodig het in jou lewe om gelukkig te wees. En hierdie mag dalk julle oë laat rek en is verstaanbaar. Dit sou myne ook laat rek het. Want pastoor, jy kan nie geluk beloof nie. Nee. Pastoor, jy weet nie wat geluk in my lewe bring nie. Hoe kan 'n pastoor dan geluk beloof? Ek doen nie. Maar ek weet dat Jesus alles ten goeie laat meewerk vir my, want ek het hom lief. En ongeag die situasie, ek gaan gelukkig wees. Ek weet sy woord sê die planne wat hy aangaande my het, is planne van voorspoed en nie teëspoed nie, planne van 'n hoopvolle toekoms. So maak nie saak wat die wêreld vir my wys, al wil hulle my ongelukkig maak, it's not going to happen. Ek gaan gelukkig wees, want ek weet wat ek weet, want ek ken Jesus Christus. Ek weet hy's vir my en nie teen my nie. Ek weet hy wil hê ek moet genees word. Ek weet hy sê dat deur sy wonde is daar vir my genesing. Deur sy bloed het hy my vrygekoop. Omdat ek hom ken, kan ek ten spyte van die omstandighede gelukkig wees. Ek kan, omdat ek hom ken, ten spyte van die omstandighede vrede hê. En hy sê in sy woord, ek gee vir julle vrede, nie soos wat die wêreld gee nie. Maar die vrede wat ek jou gee, is ewig, gaan alle verstand te bowe. Dit is wat jy ontvang wanneer jy Jesus Christus ken.